Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Baie dankie aan die besoekers wat opgedaag het en ook u wat vir ons inskakel en op ons sosiale media. Weer ons baie welkom. Kom ons begin vanoggend se diens. Deur saam die onsse Vader. Vir Vader ons staan.
bevry van slawerny van die sonde. Die Here het al in Eksodus 20 gesê dat God ons vrymaak. Hy het immers Israel uit Egipte uit bevry. En toe eendag by die berg Sinai gee hy vir Moses 2 kliptafels en sê daarin: as jy wil vry bly, dan moet jy naas my geen ander gode dien. Dan mag jy nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak en dit vereer of dien. Dan mag jy die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Dan moet jy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou en daarop rus. Dan moet jy jou vader en jou moeder eer. Dan mag jy nie moord pleeg nie. Dan mag jy nie egbreek pleeg nie. Dan mag jy nie steel nie. Dan mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan mag jy nie begeer nie. Broers en susters, as ons onsself vanoggend eerlik ondersoek, wanneer ons voor die spieël van die woord staan, dan sal ons sien dat ons vryheid in hierdie week elke maand prys gegee. Galasiërs 5:1 sê vir ons, dan het ons onsself weer onder 'n slawe juk laat inneem. Kom ons bely ons sondes vanoggend voor die Here, waar hy sê kom sy oor onder ons. Ewige en almagtige God, U ken elkeen van ons wat hier is vandag, se harte. U ken al ons begeertes en vir U kan ons niks wegsteek nie. Here, reinig daar ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons volmaak mag liefhê en U heilige naam mag groot word deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons sing saam lied 245 vers 1 en 2 as deel van genade verkondiging. Amen.
Nou dat die genade van die Here verkondig is, kom ons antwoord as gemeente, in die geloofsbelijdenis waarin ons oortuiging en ons vertrouwen in God bevestig. Geliefdes, ek lees vir ons 'n weergawe van die geloofsbelijdenis. Die Here is ons God. Hy is die Here van die heersers. Hy is die Vader wat sy volk wat op pad is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy sorg vir ons. Sy koninkryk het nabygekom en in Jesus van Nasaret, die Messias, ons Here. Hy het in die dood opgestaan en roep ons om ons te volg. Die Gees bewerk die lewe in ons. Hy lei ons in waarheid. Hy wys vir ons dat ons stukkende wêreld mooi moet maak. Hy gaan saam met ons die toekoms. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Matteus 13. Daar ons voorlees verse 24 tot 30 en dan ook 36 tot 43. En die tema van ons prediking is: wees geduldig en vertrou God. En dit is so lekker om te kan die gedeelte in die geloofsbelijdenis wat eindig. Hy gaan saam met ons die toekoms in. Dit dra nou al so 'n bietjie mooi by ons tema. Hy gaan saam met ons die toekoms in en wees geduldig en vertrou God. Waarmee die woord van God ook voor ons. Kom ons bid vir hom, wat ons enigste bron van hoop en rede is. God van vrede, U het ons Here Jesus uit die dood uit opgewek. Sy dood het ons dood vernietig. Sy opstanding het vir ons die lewe gebring. Hy is ons goeie herder, Here Jesus. Laat ons oplet na U stem. Vorm ons soos U wil hê ons moet wees. En doen dit nou, sodat ons U stem deur U woord kan. Amen. Ons skriflesing handel oor die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap het sy vyand gekom, draal tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aard kom, het die draal ook begin wys. Die eienaar se skape het vir hom kom sê: "Meneer, het u dan die goeie saad op die saailand gesaai nie? Waar kom die draal vandaan?" Hy het hulle geantwoord: "'n vyand het dit gedoen." Die skape sê vir hom: "Wil u hê ons moet dit uitmekaar gaan maak?" Maar hy sê: "Nee, anders kan julle dalk terwyl julle die draal op bymekaar maak, die koring saam trek. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê: maak eers die draal bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar maak die koring in my skuur bymekaar." Dan vers 36. Toe het Jesus die skare weggestuur en die huis binne gegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die draal in die saailand." Hy het geantwoord: "Die een wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die draal is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van tyd en die wat oes is engele.
net soos die draadbok, dan by mekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf by mekaar haal, en hulle in die vuur gooi. Daar sal 'n gebeur en 'n geknars van tande wees. Dan sal die regverdige skyn, soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Laat die wat hoor het, luister. Tot sover. Broers en susters, hierdie is 'n gelykenis oor die koninkryk van God. En dit is ook 'n onderwerp waaroor Jesus baie keer met sy disippels gepraat het. En Jesus gebruik vanoggend 'n pragtige beeld om ons aandag daarop te vestig. Die beeld van 'n saailand. Jy sien, daar is maar min dinge in die lewe wat so mooi is, soos 'n saailand wat ryk staan van die koring. En daar is min dinge so weer, soos in dieselfde saailand waar die onkruid hoër staan as wat die koring rond groei. En in hierdie betrokke saailand is daar drama. Daar is aan die een kant 'n man wat goeie saad gesaai het. En dan is daar die mense wat in die nag gekom het en onkruid tussen die goeie saad omsaai. Hulle wil die oes ruïneer. En terwyl ek voorberei die prediking, kom ek agter dat ekonomiese sabotasie wel al in die Romeinse tyd bestaan. Die Romeine het 'n wet gehad teen mense wat onkruid en ander mense land sou wil saai. So ekonomiese sabotasie is iets niets vir ons nou. Dit kom al van die Romeinse tyd af. En hier in hierdie land word draal gesaai. Draal is 'n giftige plant. En wat jy met draal ontkiem, dan lyk dit net soos koring. En dit het moeilik gemaak om die onkruid uit te kan trek, want jy gaan nie verskil tussen die twee op daai stadium kan sien. En dit is duidelik dat die eienaar van hierdie land, die laaste sê van hom. Broers en susters, wat die koninkryk anders maak as wat ek en jy hier in Suid-Afrika gewoond is hoe hierdie eienaar hierdie krisis bestuur. Hy storm nie in met gifstowwe en al die ingrypende optredes nie. En hy laat die onkruid tussen die koring uithaal. Hy laat toe dat hierdie onkruid ook voordeel trek uit al die water en die kunsmis wat dit aangeneem het die boer gegee het vir die koring. En as die oes ryp is, en dit maklik is om die verskil tussen koring en onkruid dan te identifiseer, dan laat hy die onkruid verwyder om dit te verbrand. En dan bring hy die koring binne in sy spiere. Ek en jy moet vanoggend by Jesus leer. In die koninkryk van God is daar liefde en daar is geduld. God maak seker dat geen koring per ongeluk uitgetrek word. God maak seker dat nie een enkele siel verlore gaan. Dis nie wat sou gebeur het as God soos ons geredeneer het. Ons wat hier sit, ons is moe vir misdadigers. Ons is moe vir die bedrieërs en die Here. Ons sê genoeg van bedrog. En ons is seker sat vir alle oneerlikheid. Ons wil hê God moet hierdie misdadige elemente en die korruptes van die lewe uit ons midde uit verwyder. Ons wil hê God moet dit verhoog. Kom ek stel dit vir ons anders. Ons wil hê God moet die mense, die wat ons besluit het
is onkruid, sommer maar net verby. Nou klink dit so bietjie anders. Broers en susters, volgens Jesus se woorde in Matteus 5 sê hy, in die koninkryk van God word niemand uitgestel as dit nie dood of 'n gek nie. Daar word nie geoordeel nie. Ek en jy, ons kry nie die voorreg om te besluit wie is onkruid en wie is koning. Want elkeen van ons, almal van ons, is as onkruid gered en koning verander. En daarom is ek volgens so bly dat die koninkryk ook anders is as wat die mense rondom ons is en hoe hulle sou optree. Want anders sou die dorp vir ons al raai leeg gewees het. Ons sou ook uitgeblik en verbrand gewees het. En daar is 'n paar name wat ek kan opnoem, wat ons as onkruid sou gesien het, omdat ons hulle sou oordeel. Dink maar aan Jakob, oor sy blaatante bedrog. Wat van Dawid? Dawid met sy grondslaperry in die nood. Ek dink aan Saulus, met sy hardhandige vervolging van die kerk. Maar tog, in God se hande, het elkeen van hulle sy storie positief geëindig. Ek laat my dink aan 'n persoon, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is 'n ontdekkingsreisiger en 'n filantroop gewees. En hy het 'n handlanger gehad met die naam Man Friday. En nou, sy handlanger vra vir hom, oor al die dinge wat verkeerd in die lewe is, vra hy vir Robinson Crusoe, hoekom kan God nie alles wat verkeerd is net vernietig nie? En hy sê vir sy handlanger, hy gee hom die wyse woorde en hy sê, stadig, stadig my maat. Jy wil hê God moet sonde straf. Sê nou net, hy begin by jou en by my. Sê nou net, God begin straf en hy begin by jou en by my. Mens, geduld is toch een van die belangrikste aspekte in 'n positiewe saak. Dit het te doen met God se liefde, dit het te doen met God se genade vir mense. En in die gelykenis leer ons dat God byna altyd bereid is om iemand nog 'n kans te gee, om te kyk of die onkruid nie kan verander in koring nie. Dalk maak dit vanoggend nie vir jou sin nie, maar by God is dit wel moontlik. In God se woede word 'n landskap omgedop, waar wat doringbome eens was, verskyn as 'n presse. En daar wildebome was. Of is, was daar eers dissels gewees. Gaan lees gerus in Jesaja 55 vers 13. In God se woede verander die Jakobs in Israels. Saulus word Paulus, Simons word Petrus, en manne van bonde word apostels van die liefde. Selfs ek en jy is anders. En daarom is God altyd bereid om iemand anders nog 'n kans te gee. Julle sien in God se koninkryk gebeur wonderwerke. Daar verander mense. In die koninkryk van God word die onvergeeflike vergewe, omdat God die onvergeeflike in jou reeds vergewe het. Ek laat my dink aan 'n sondagskoolonderwyseres in Skotland. En in die klas, waar klas het bestaan uit die stoutste, die rebelste en die armste seuns wat daar was. Dis 'n seunsklas gewees. En hierdie sondagskool
dat ek het al begin moet opgee. So ek gedink, daar's net nie hoop vir iemand. En aan plaas van die was nie, oukie, sy naam was Bob gewees. Nou sy het al telke male gedink, ag ja, kom ons los. Waar dan gaan sy weer aan? Nou, later jare word Bob toe by die kant. Sy naam Robert Morrison. En hy was die sendeling wat in Chinese vertaal het. So sien jy, onkruid kan in koring verander. Net so jy inligting oor vir Morrison en nogal voorkeer en by daar aankom die vraag of 'n vraag, dink hy gaan regtig 'n geestelike impak op China hê. Die sy antwoord nou wat hy expect dat God wil. Julle sien, as jy die koninkryk van God reg verstaan, dan verloor jy jou lus om te oordeel. Op 'n manier kan 'n mens seker sê dat die hele gelykenis is 'n verduideliking van Jesus se woorde toe hy sê, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel kan word. Ja, ons lewens met die hele klomp onkruid oortree. En as jy wil oordeel, begin eers by jouself. Begin eers die onkruid in jou eie lewe, stukkie vir stukkie uittrek. Geliefdes, een van die mooiste dinge in die lewe, soos het vroeër gesê, is om deur 'n streek te ry waar daar goeie reënval is. En daar waar die koring groei, staan dit dig. En dit gee hierdie diep, warm kleur in die nagson. Het jy dit al gesien? Was daar maar niks meer as dit, as jy boer in jou aarde. Maar hier gaan dit oor die koring. Hier gaan dit oor my en oor jou, oor ons. Julle sien, Jesus is die saailand. En die saailand is die wêreld. En ons is die goeie saad. En so groei ons tussen mense met slegte bedoeling. Mense wat deur die bose, die duiwel geïnspireer is om ons soos onkruid dood te bring in 'n land. En tog is dit steeds nie ons wat vir God die oes sal bring. Onthou, ons is die oes. Kyk na die persoon langs jou. Kyk na die persoon agter jou. Kyk hoe kom. En jy sal sien wat God gesaai het. En dan gaan jy iets skep, want jy sal besef God het my verander. En as hy my verander, kan jy jouself verdink wat hy in die res van die mens moet maak. En dit is belangrik dat ons sal lewe soos 'n mens in die koninkryk lewe, want ek en jy is elke dag God se advertensie. Ek en jy is die goeie saad wat gesaai word. Ek en jy lewe in die koninkryk. En in die koninkryk van God is daar lewe en groei. En jy kan vanoggend daarvan getuig, want jy is 'n koningskind wat in die koninkryk van God wees is. God se koninkryk is vir ons vol genade, vol goedheid, vol van liefde en vrede. En daarom kan ons elkeen vanoggend bely dat ons God is ewig. Ons God is onbegryplik, hy is onsienlik, hy is onveranderlik. Ons God is oneindig en is onmagtig. En ons God is volkome wys en hy is die alleroorvloedigste fontein van
die tyd. In die koninkryk van God is elkeen van ons kosbaar. En ons moet weet, dat al sukkel ons om tussen die onkruid uit te groei, dat daar 'n dag sal kom, waar ons gaan skitter soos die son. Broers en susters, vanoggend se boodskap gaan nie net oor om dit te verstaan nie, maar ook wys dit vir ons 'n manier hoe ons dit kan toepas. En hoe ons dit moet toepas, ook in hierdie gemeente. Want ook hier staan ons die uitdaging in die gesig om geduldig en verdraagsaam te wees. En nie te haastig te oordeel en die negatiewe elemente sonder net te verminder. Hierdie gelykenis leer ons dat geestelike groei neem tyd en ons die proses vertrou, selfs wanneer as verantwoordelik is. Broers en susters, vers 43 gee vanoggend vir ons hierdie versekering. Dan sal die gelowiges die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. Kom ons wag geduldig op die Here, want hy weet wat hy doen. Amen. Kom ons bid. Here, dit is duidelik in u woord wat u van ons verwag. En so dit ons wat sien en mense hier raak. Want vir ons maar op ons eie gaan. Ons sien die tekens van wees geduldig. Tree liefde op. Dankie Here, dat u vir ons die weg wys. Dit is ook my gebed vanoggend, dat die wat oor het, sal wees. Amen. Laat ons die gedeelte die woord voor die Engels. Peace in the mountain away and endless.
Ons dra die dankoffers op. Here, elke volmaakte gawe kom van U af. En so ook is dit die gawe van gee. Here, dit wat U vir ons gee ons terug aan U. Ons bid dat U wil daarin sal geskied. Wanneer ons staan en dan sing ons skoollied saam, Psalm 100, en daarvan verse 1, 2 en 4. Daarna bly staande vir die uitspreekings. God die Vader sal U altyd lief hê. God die Seun sal U altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal U altyd troos en in die waarheid gee.
Kom ons gaan drink.